Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanmôre saam in die huis van die Here hier in Wesbank. Mag die woord van die Here vanmôre tot julle harte spreek. Mag julle verander die uitstap as wat julle ingekom het. Die skrifgedeelte vanmôre is Openbaring hoofstuk 4. Revelations chapter 4, commencing our reading from verse 1. Openbaring hoofstuk 4. En ons lees saam vers 1. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En vers 7, en die eerste lewende wese was soos 'n leeu, die tweede lewende wese was soos 'n kalf, die derde lewende wese was soos die gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. Vers 11, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en ter wille van U bestaan het U hulle geskape. Vers 8 sê, en die vier lewende wesens het elkeen vir hom gesê, 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was, wat is en wat kom. Hemelse Vader, baie dankie vir U woord. Mag U woord tot ons harte spreek vandag, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees bid ek dit. Amen. Amen. Nou, U sal onthou dat Openbaring 1 tot en met Openbaring 3 sien Johannes op die eiland van Patmos die 7 kerke in Klein-Asië, en die Here praat met elkeen van daai gemeente afsonderlik. Hy sê eerstens wat vir hom baie goed is, maar dan praat hy met die gemeente oor dit wat eintlik saak maak, daar waar hulle tekort kom. En nadat Johannes hierdie 7 gemeentes se geskiedenis neergepen het, kom hoofstuk 4, en hier word 'n totale paradigma skuif wat plaasvind. Vanaf die gemeente kom ons in die hemel. Van die aarde is daar 'n verskuiwing na die hemel toe. En dan sê hy, na hierdie dinge, wat 'n dinge, hierdie 7 gemeentes se storie, na hierdie dinge het ek 'n geopende deur gesien. Nou, broer en suster, ek wil vanmôre vir u sê, dis 'n baie belangrike stelling wat Johannes hier maak. 'n Geopende deur is daar vir die kerk van Jesus Christus. Daar's 'n geopende deur vir jou en vir my vandag. In die Ou Testament was daai deur gesluit. In die Ou Testament was daar 'n voorhangsel wat 'n skeiding gemaak het tussen God en die mens. Net die hoofpriester het 1 keer 'n jaar die geleentheid gehad om in die allerheiligste te gaan, om in te beweeg in die teenwoordigheid van 'n lewendige God. En dit was so 'n belangrike geleentheid dat daar 'n tou aan sy enkel vasgemaak is. Indien God nie tevrede met die hoofpriester se offer en sy gebed was nie, kon God hom daar in die allerheiligste doodgeslaan het
met 'n weerligstraal of wat ook al. En dan sou hulle hom met daai tou uitgesleep het, want niemand anders het toegang tot die allerheiligste gehad nie. Maar ek en u vanmôre het toegang tot in die allerheiligste, want die voorhangsel het geskeur toe Jesus gesê het, tekstelextai, it is finished. Dit is volbring. En Johannes aanskou in daardie goddelike atmosfeer op die eiland van Patmos 'n geopende deur wat vir my en u vandag toegang gee. Deur genade is ons gered, deur genade is ons vrygemaak, deur genade kan ek en u vanmôre in die allerheiligste inbeweeg en saam met die 4 lewende wesens, saam met die 24 ouderlinge kan ons opgewonde raak en kan ons die Here loof, kan ons die Here aanbid, want daar is 'n geopende deur. Die deur is nie meer gesluit nie. Daar is nie meer beperking geplaas nie. Ek is nie meer 'n heiden nie. Ek is nie 'n Jood nie. Ek is nie 'n slaaf nie. Ek is nie 'n vry man nie. Nee, ek is 'n kind van 'n lewendige God wat die deur oopgemaak het sodat ek kan ingaan en saam met die 4 lewende wesens kan uitroep. Nou, die woord heilig, daai lied wat ons nou net gesing het. In Jesaja 6 vers 3 staan dit geskrywe, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Nou, die herhaling 3 keer van heilig en die Hebreëse woord wat daar gebruik word is Kodesh. As jy hom skryf soos hy hom uitspreek, dan is dit K-O-E-D-E-S-H. Kodesh. So, wat hierdie mense uitroep, hierdie mense in Jesaja, die Serafs, roep het uit. Hulle sê, Kodesh, Kodesh, Kodesh. Dit maak hom 'n verskil, nee. Dit klink sommer beter. Maar, weet jy, hoekom word dit 3 keer herhaal? Die 3 keer sê, God is ongelooflik heeltemal heilig. Kan ek dit herhaal? Heilig, 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 bring daardie geweldige impak wat sê, God is ongelooflik. Our God is an awesome God. Yes. We serve an awesome God. A God that created us for His own pleasure. En dan sê hy, heeltemal heilig. Heeltemal. Daar's nie 'n twyfel daar nie. Daar's nie onsekerheid daar nie. Ons kan vanmôre saam met die 4 lewende wesens uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, wat was, wat is, en tot in alle ewigheid sal wees. Luister, ek wil vir julle sê, jy kan Israel toe gaan, daar's 'n leë graf daar. Daar's 'n leë graf, daar's nie bene of niks nie. Dis leeg. Jesus het opgestaan. Heilig, heilig, wat was, wat is, en tot in alle ewigheid sal wees. En weet julle, ons is die enigste godsdienst wat na 'n leë graf toe gaan. Al die ander godsdienste in die wêreld gaan na 'n graf toe waar daar vrotbene lê. Ons God het opgestaan. En hy het vir ons 'n deur oopgemaak. Nie net het hy die deur oopgemaak, hy nooi ons in. Hy sê, kom op hiernatoe, laat ek jou wys. Die Here wil vanmôre vir jou sê, wees 'n plesier vir my. Be a pleasure for me. En dis die tema van die boodskap vanmôre. Wees 'n plesier vir my. Be a pleasure for me. Die vertaling van Openbaring hoofstuk 4 vers 11 in Engels sê, you have created all things, and for thine own pleasure we are created. For thine own pleasure we are created. Hallelujah. Yes. Jy het plesier vir die Here. Is die Here trots op jou vandag? Toe my seun in standaard 8 was,
bring hy sy rapport. En hy gee vir my die rapport, maar is net sulke rooi kringetjies soos wat hy die vakke pluk. Ek sê, as ek so 'n rapport vir my pa gebring het hulle my begrawe. En hy lag. En hy maak die rapport toe en hy wys dit een van my ou rapports wat hy vir my gegee het. Maar ek wil vanmôre vir u sê, toe u kinders en die kleinkinders hierdie einde van die kwartaal hulle rapporte gebring het, was dit 'n plesier om hulle as kinders te kan hê. Jy was trots op die kinders se punte. Jy het sommer vir hulle gevat vir 'n milkshake. So 'n plesier was hulle vir jou gewees. En ek wil vanmôre vir julle sê, in die naam van die Here, wees 'n plesier vir die Here. Kom en raak opgewonde oor die dinge van die Here, sodat hy na jou kan kyk en 'n plesier kan hê. Toe die duiwel daar kom en die Here sê, jy ag gegee op my kind Job. Toe die Here dit met plesier gesê, hy het dit met trots gesê, en die duiwel moes net sê, ja, ek het kennis geneem. As die duiwel vandag daar by die hemel sou instap en hy sê, en die Here sou sê, ken jy Gert Venter? Sal die Here met trots kan sê, dis my kind, om wie ek welbaar het. As die duiwel inkom en die Here sê, het jy gegee op pastoor Abel, daar in Wesbank, sal hy trots kan wees, sal dit 'n plesier wees. En nou kom die woord en hy sê, u is waardig, hoewel, waardig, want u het alles geskape. En vir u plesier is ek geskape. For thine own pleasure I am created. So die Here wil vanmôre hê, ek en u moet 'n plesier vir hom wees, in ons doen, in ons gaan, in ons sê. Is dit nie snaaks, pastoor Abel, jy staan om die braaivuur en jy praat, en die mense weet nie wie jy is nie, en hulle vertel die vreeslikste grappe, wat die eerste kan gesensor word, die so vreeslik is dit. En dan kom die iemand en sê, hallo pastoor, en dan sê almal, hoekom julle nie gesê is 'n pastoor nie, kyk wat so lelike grap het ek vertel. Maar weet julle wat, die Here is ons altyd teenwoordig. Sal jou spraak 'n plesier vir die Here wees? Sal jou woordeskat 'n plesier vir die Here wees? Nou vriende, ek wil vanmôre sê, Kodesh, Kodesh, heilig, heilig is die Here God almagtig. Vanmôre, miskien wil ek afwyk van wat ek voorberei het. Jy weet, u sou nou vir my vra, hoe moet ek 'n plesier vir die Here wees? U sal miskien vir my vra, maar wat het die Here vir my gedoen, dat ek hom wil aanbid? Het jy al my storie gehoor? Weet jy waardeur ek gegaan het in my lewe? En dan wil ek vanmôre vir jou sê, weet jy, net in God se verbondsname, net in God se verbondsname het ons genoeg rede om 'n plesier vir God te wees. Net in God se verbondsname het ons genoeg rede om te kan sê, Here, U is my God. U naam sal ek loof, want U het groot en wonderlike dinge vir my gedoen. Jesaja 25 vers 1. Om 'n plesier te wees, Here, U is my God. U naam sal ek loof, want U het groot en wonderlike dinge vir my gedoen. Die feit is dat die Here kom in sy verbondsnaam en hy sê, Yahweh Nesi, die Here is my banier. Ek prys die Here vanmôre vir die banier waaronder ek loop. Dis nie 'n politieke banier nie. Dis nie 'n sportbanier nie. Dis nie 'n ekonomiese banier nie, maar is die banier van die Allerheiligste.
Dis die manier wat sê ek was, ek is en sal wees tot in ewigheid dieselfde God. Dan sê hy dat die Here sê ook, hy is die Here wat voorsien. En Abraham stap saam met Isak op na die berg toe om geoffer te word. En Isak sê, pa, ons het alles, maar waar is die lam? Hy sê, die Here sal voorsien. Nou ek dink was maklik vir Abraham om Isak te gaan offer. Want enige pa sal 'n tiener gaan offer. Maar die Here sal voorsien. Ek wil vir u, as ek vir u moet vertel hoe die Here al vir ons voorsien het in my bediening en in my persoonlike lewe, dan sal ons tot môre toe hierso sit. En daarom wil ek vir die Here plesier wees, vir dit wat hy hom alreeds aan homself aan my bewys het. Die onmoontlike het die Here moontlik gemaak. Waar is die koster? Wie is die koster in die gemeente? Ricardo, waar is jy? Dankie vir die water wat jy neergesit het, hoor. Dis 'n plesier vir my om dit te drink. 'n Mens vergeet baie keer om dankie te sê, nee. Jy aanvaar maar net, die gaan water wees. En dan wanneer jy dit nodig het, dan is dit dan. Die Here sal voorsien. Die Here sal genees. Die Here het ander maniere om te genees. Ja. Nie altyd wat 'n mens graag wil hê, die Here, hoe die Here dit moet doen nie. Vandag 8 maande gelede is my vrou oorlede. 4 kankers. En net daarna moes ek vir 'n kankerpasiënt gaan bid het. Toe ek daar wegstap, toe dog ek bid nou vir hierdie kankerpasiënt. Die Here dan nie eers my vrou genees, waar is my geloof? Want toe weet ek net die Here is my geneesheer. Het gaan nie oor my nie. Het gaan oor wat God wil doen. Die Here genees, nie net liggaamlik nie, maar ook inner healing, innerlike genesing. Die Here is teenwoordig. Wow! Die Here is hier, hy sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Daarom kan ons sing, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Daarom kan ons sê, Here, ons wil 'n plesier vir u wees, want u is teenwoordig. Die Here is geregtig. Die Here is my geregtigheid. Die Here is my vrede. Amen. Yahweh Shalom. Die Here is my herder. Ek het nou onderdag iets in Psalm 23 raak gelees. Ek lees, hy lei my na groen weivelde en waters waar rus is. Dis lekker, dis daai. Maar dan sê ek, al gaan ek deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie. En eers daarna is 'n tafel gedek. Nie voor die dal van doodskade nie. Voor die dal van doodskade wees dit net water en groen weivelde. Maar as ek en u deur 'n dal van doodskade weer gaan, ons stap uit aan die ander kant as oorwinnaars, dan dek die Here vir ons 'n tafel in die teenwoordigheid van ons teestanders. En hulle moet maar lekker jaloers wees en hulle kan maar lekker praat, maar ek het 'n rede om te kan sê, Here, ek wil u plesier wees. U het vir my 'n tafel voorberei. En my teestanders moet dit maar net aanskou. Ek wil vanmôre vir u vra, is jy 'n plesier vir die Here? Is die Here trots op jou? Wanneer laas het jy genuine uit jou hart net kom staan en gesê, Here, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Wat was, wat is, en tot in alle ewigheid sal wees. Here, U is waardig om aanbid te word, want U het alles geskape, en dan in my vertaling, vir U eie plesier, het U my geskape. Wees 'n plesier vir die Here vanmôre.
Maak gebruik van die oop deur wat daar is, om in te gaan, tot in die allerheiligste der heiligste. En nie net op Sondag nie, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, die deur staan oop. En jy kan ingaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n geopende deur. Here, dankie vir 'n geleentheid wat ons het, deur genade, om ook te kan mag sing en te mag uitroep, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Here, U is waardig om aanbid te word, en vir ons wil vir U plesier wees vanmôre, Here, met ons aanbidding, met ons lewe, Here, met alles wat ons het, in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën U, die Here gaan met U, wees jy net 'n plesier vir die Here. Baie dankie. In sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag,